Dit het my nogal ontstel, toe 'n man oor die onlangse verhogings vir politici praat, en hy die bewering maak dat politieke leiers, ook hulle in munisipaliteite wat misluk, almal 'n verhoging kry, terwyl een uit elke 2 mense die afgelope feesseisoen honger gaan slaap het. As ons dink oor al die verskriklike goed wat in ons land gebeur, dan is dit moeilik om te dink dat die Here dit alles toelaat. Ek sien nêrens in die Bybel dat God dinge doen soos ons as mense verwag hy dit moet doen nie. Daarom dat Jesaja 55 vers 8 sê, dat God heeltemal anders as ons dink en doen. Ons moet dit in 'n tyd soos hierdie goed onthou. God dink en doen dinge heeltemal anders as wat ons verwag. Gelukkig as Openbaring 13 vers 1 tot 10 oor die werk van die duiwel en die anti-kris praat, dan hoor ons dikwels hy word toegelaat om te doen wat hy doen, wat vir ons sê dat God steeds in beheer is, selfs al gebeur die slegte goed. Die Here bly in beheer, selfs al lyk dit asof die duiwel alles oorgeneem het. Al verstaan ek baie min, moet ek onthou dat God anders as ek dink en dat God alles vir sy kinders ten goeie wil laat meewerk. Daarom kan ek God met die onbekende toekoms vertrou. Die Here is met ons besig en dit wat hy in ons lewe en ons land besig is om te doen, is baie groter as wat ons kan bid of dink. Vertrou jy God dat hy besig is om iets baie groot in jou lewe en in ons land te doen? Hoe verander dit jou lewe vandag as jy weet, God dink anders as ons en hy is met ons besig?